Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, net die 3de Oktober, die jaar 2025. Man, ek's opgewonde. Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam is Danie Gerber. Vandag gesels ons 'n bietjie oor moenie bekommerd wees nie. Weet jy wat? Ons is almal so bekommerd. Bekommerd oor die dag van môre. Ons is bekommerd, wat lê die toekoms vir ons in? Gaan die wegraping plaasvind? Gaan daar nie? Gaan ons hemel toe? Gaan ons die... Weet, ons is so bekommerd. Ons is so bekommerd oor, wat gaan ek aantrek? Want die mense gaan na my kleredrag kyk en wonder, wat se soort mens is ek? Ons is so bekommerd oor hierdie goed. Bekommerd oor, waar gaan ek my volgende bord kos vandaan kry? Waar gaan ek dit, waar gaan my finansies, my bankrekening lyk sleg? Ons is so bekommerd. En daar's 'n man wat 'n liedjie gesing het, ou Bob Marley. Hy het gesing, don't worry about the thing, cause every little thing gonna be all right. En dit is nie wat ek en jy moet doen, nee, don't worry about the things that you cannot control. Hoekom wil jy bekommerd wees oor dinge wat jy geen dinge het, jy het geen reg, of hoe kan ek sê, jy het nie beheer nie, daar is die woord nou, ek sukkel hierdie tong van my nou om so te praat. So jy het geen beheer oor dit nie, wat kan jy daaromtrent doen? Ek en jy kan nie die ekonomie verander nie, so, maar ons is in hierdie wêreld, en ek en jy bid vir hierdie wêreld. Ons bid vir ons ministers, ons presidente. Ons moet bid vir hierdie mense, sodat God sal kom en 'n verandering sal maak. Maar ek en jy kan dit nie self gaan verander nie. So, soos hierdie ou gesê het, don't worry about a thing, cause every little thing gonna be all right. Die Here is in beheer en hy hou ons vas. Hoor wat sê God se woord vir ons hier in Matteus 6 vanaf verse 25. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur hom te kwel 1 el by sy lengte voeg? En wat kwel julle oor julle klere? Let op na die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. Daarom, en dis vers 31, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Die Here voorsien. Maar vers 33 sê, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. So moet jou nie kwel daaroor nie. En dan die laaste vers, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. So hou vas aan vandag. Vandag is 'n geskenk wat God vir my en vir jou gee. En ons vra vir die Here om ons deur hierdie dag te dra. Môre het sy eie bekommernis. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir hierdie woord, hierdie stigting, Here, om ons te help, dat ons nie so bekommerd moet wees oor die dag van môre nie, iets wat ons nie in beheer oor het nie. Here, maar help ons om deur hierdie dag te kom. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, dat ons net deur hierdie dag sal kom, en dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit hierdie naweek, onthou wat ek altyd sê, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik, nee? En as jy iets gaan doen hierdie naweek, en jy gaan die Here nie verheerlik nie, stop daarmee, draai daar, jou rug daarop, en kom by Jesus, en volg hom in gees en in waarheid. Geseënde naweek, God bless.